saligheid en die koninkryk. Die geesteswêreld is 'n werklikheid. Die Here God van die hoogste hemel en sy heilige engele is 'n werklikheid. Dan spreek dit mos van self dat Satan en sy gevalle engele en die hel is ook 'n werklikheid. Laat my dink aan toe Jesus gesê het in Johannes 3 vers 12, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Daarom moet ons baie duidelik kennis neem van Jesus se erns toe hy gesê het dat die meeste mense gaan nie hemel toe nie. En dit is waar. Die grootste leuen is vandag in begrafplase waarop die meeste by verre, as dit nie op elke grafsteen is, staan hierdie persoon is gered, is veilig, is salig, is by die Here, is in die paradys, rus veilig tot Jesus kom of tot ek kom. Die punt is, daardie mense glo nie wat staan in Matteus 7 vers 14 en 15 nie. En ek wil Jesus verbatim aanhaal oor hoe hy dit gestel het. Hy het gesê, die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Daar's min wat die poort vind na die hemel, en daar's baie wat op die pad is na die verderf. Nou ons lewenspad, waarop een ek ons bevind in hierdie wêreld, lei direk na die hemel of direk na die hel. Daarom is dit heeltemal korrek om te sê dat wat die gelowiges in Jesus Christus betref, hierdie huidige aardse lewe is die naaste wat hy of sy ooit aan die hel sal kom. Maar wat die ongelowige sondaar betref, die huidige aardse lewe is die naaste wat hulle ooit aan die hemel sal kom. So die werklikheid van die keuse wat in die lewe voor ons lê, is dus tegelyk wonderlik, maar ook verskriklik. Wat die koninkryk van God betref, die koninkryk van God is onsigbaar en geestelik van aard, maar kan nou gesoek en ingegaan word deur die wedergeboorte. Jesus sê dan tog self in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God. Soek sy koninkryk en sy geregtigheid. So Jesus maan ons aan om die koninkryk van God te soek. En Jesus verduidelik aan Nikodemus in Johannes 3, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En in vers 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. En op 'n sekere dag, toe die Fariseërs voor hom kom staan en hom ondervra oor wanneer die koninkryk van God sal kom, toe antwoord Jesus hulle in Lukas 17 deur te sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou wat het Jesus bedoel toe hy aan hierdie Fariseërs gesê het, die koninkryk van God is binne in julle? Die Here Jesus kon tog sekerlik nie bedoel het dat die koninkryk van God geestelik binne in hierdie selfregverdige Christus verwerpende Fariseërs was nie, aangesien ons weet dit alleenlik deur die wedergeboorte kon geskied, wat hulle beslis nie deelagtig was nie. Die antwoord lê hierin. Die Griekse woordjie wat as binne in julle vertaal word, is entos. En entos beteken letterlik in die midde. Dis toe Jesus gespreek het van die koninkryk van God is werklik binne in julle, bedoel hy die koninkryk van God is werklik in julle midde van hierdie Fariseërs en wel in die persoon van Christus en sy wedergebore disippels, maar nie in die onwedergebore Fariseërs nie, maar hulle kon dit nie sien nie. Die koninkryk van God kan alleenlik deur 'n geestelike geboorte, wedergeboorte, ingegaan word. En daarom moet ons die vraag vra, wat is die wedergeboorte? Die mens as sondaar is gebore met 'n sondige natuur. Daarom behoefte die mens aan 'n verandering in sy natuur. En geen opvoeding of kultuur
kan so 'n verandering bewerkstellig nie. Wat die mens nodig het, is nie 'n verbetering van sy natuur nie, maar wel 'n nuwe natuur. En geen ouderdom, geslag, stand of posisie in die lewe vrywaar enige iemand van hierdie noodsaaklike behoefte nie. Die behoefte aan wedergeboorte is universeel. Daar is geen plaasvervanger vir die nuwe natuur nie. Om sonder die wedergeboorte te wees, beteken om nog sondaar te wees en in werklikheid verlore te wees. Nou wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is 'n geestelike geboorte, om dus geestelik gebore te wees. Nie hierdie keer fisies soos wat dit met my gebeur het die eerste maal, maar wel geestelik. En dit dui op die meedeling van die ewige lewe, die ontvangs van die nuwe goddelike lewe in die mens as nuwe skepsel. So die wedergeboorte is die gee van 'n nuwe natuur aan die hart, God se natuur wat hy aan die mens gee. Dit is dus 'n werk van God, 'n goddelike daad, die meedeling aan die sondaar van die ewige lewe. So die wedergeboorte is die oorgang van geestelike dood na die geestelike lewe. Soos daar staan, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Soos daar staan in vers 6 en 8 van Johannes 3, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So is elkeen wat uit die gees gebore is. In Matteus 19 sê Jesus vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, of soos Titus skryf in hoofstuk 3, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad of die vernuwing van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. In 1 Petrus 1, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En Petrus bevestig dit in 1 Petrus 1 wanneer hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So die daad van wedergeboorte deur die woord en deur die Gees van God in die mens se lewe het tot gevolg dat die Gees van God nou woon in die mens se hart en dat die mens nou 'n deelgenoot is geword het van die goddelike natuur. Want dit staan mos so geskryf in 2 Petrus 1 vers 4, want dit is wat gebeur het, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. So die wedergeboorte is 'n goddelike daad van herskepping, omdat iemand wat in Christus is nou 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. In Christus 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. In 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou vir so 'n saak, om met 'n mens te gebeur, vir iemand om so 'n saak van wedergeboorte te kon ervaar, wat in sy hart plaasgevind het, wat die nuwe goddelike natuur in sy lewe teweeggebring het, wat deur die Gees in die woord gewederbaar is, wat die ewige lewe ontvang het, waarvan daardie persoon se naam nou in die boek van die lewe geskryf is, die persoon wat nou in Christus is, wat nou in die liggaam van Christus ingedoop is, wat aan Christus behoort, hierdie persoon is nou salig, hy is gered, hy is 'n kind van die Here, hy het deur die noupoort ingegaan en hy wandel nou op die weg na die hemelse heerlikheid. Vir so 'n persoon, om tot so 'n plek in sy lewe te kom, moes daar eers iets voor dit plaasgevind het. En dit is, daar moes 'n ware skriftuurlike bekering plaasgevind het. Jy weet, nadat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, verklaar hy in Lukas 24, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word.
Hoor wat sê die Here Jesus, toe hy die dag uit die dood uit opgestaan het, en hy staan voor sy disippels, toe sê vir hulle, so is dit geskrywe, so moes die Christus ly, hy moes uit die dood uit opstaan op die 3de dag, en nou moet bekering en vergewing van sondes in sy naam, die naam van Jesus, verkondig word, nie 'n ander naam nie. En by 'n ander geleentheid, in Lukas 13, toe sê Jesus, by 'n geleentheid, as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So bekering is 'n baie belangrike saak, aangesien die ewige lewe op die spel is. En dit laat 'n mens die vraag vra, wat is 'n ware Bybelse bekering? Nou die woord bekering behels 'n tweeledige begrip, wat duidelik te siene is in Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Hier's twee dinge. Enerzijds, kom tot inkeer, en anderzijds, bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Daardie woordjie, kom tot inkeer, in die oorspronklike Bybelse taal, die Nuwe Testamentiese Grieks, is dit metanoia. Dit behels 'n verandering van gedagte ten opsigte van sonde en die Here. Wat hier gebeur is, by die sondaar mens, kom daar die oortuiging deur die Heilige Gees van, ek is 'n sondaar, en ek het die Here nodig. Hy besef, en hy verstaan, hy's 'n sondaar, en hy het behoefte aan vergifnis. Die Here kan jou nie red, voordat jy besef jy's 'n sondaar. En dan die woordjie, en bekeer julle. Terwyl die een te doen het met 'n verandering van gedagte, 'n nuwe sienswyse, nou verstaan jy, het die ander een te doen met, in die Grieks, epistrepo, wat beteken om te draai. Bekeer jou, 'n lewensomkeer. So die sondaar wat hom bekeer sal onder die oortuiging van die Heilige Gees omdraai, om wegkeer van sy verkeerde weë. Hy sal dus wegdraai van sy sondige leefwyse. 'n Ware bekering behels dus die twee aspekte, inkeer en bekeer. En dit kan alleenlik ook dan tot so 'n punt kom as daar 'n hartgrondige berou en 'n belydenis van sonde is. Want die droefheid, volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering tot redding. 2 Korintiërs 7. Dis onder die besef van sy verlorenheid, wanneer hierdie sondaar mens na God toe gaan en met berou sy sonde bely. Daar's 3 onlosmaaklike begrippe, as dit kom dus by 'n ware bekering. Die inkeer het te doen met 'n verandering van gedagte. Handelinge 3, Handelinge 17 vers 26, Handelinge 2 vers 38, Handelinge 8 vers 22, Handelinge 17 vers 30. Die bekeer is die omdraaislag, Handelinge 3 vers 19, Handelinge 17 vers 26, Handelinge 15 vers 3, en al die ander plekke in die Nuwe Testament, wat dit so mooi vir ons beskryf. En dan, die berou en belydenis, dit is om spyt te hê, om 'n najammerte te hê, in Matteus 21 vers 29 en 2 Korintiërs 7. 'n Ware Bybelse bekering sal al 3 hierdie elemente hê, teenwoordig in iemand se lewe. En die bekering tot God gaan die wedergeboorte vooraf. Dis eers wanneer die sondaar mens hom tot God keer, tot 'n waaragtige bekering gekom het, onder die oortuiging van die Gees van God, dat die Here die werk van wedergeboorte in so mens se lewe kan bewerkstellig en kan volbring as 'n godsdaad. Nou, in die Bybel het ons 'n absolute klassieke Bybelse bekering in Lukas hoofstuk 15. Sekerlik, ek dink een van die mees bekende verhale in die ganse skrif, die gebeure rondom die verlore seun. Ons lees daar, en hy het gesê, nou Jesus vertel, 'n man het 2 seuns gehad, en hulle het begin vrolik word, en ons lees van wonderlike dinge wat daar gebeur het rondom hierdie 2 seuns. Die een op die uiteinde was baie hartseer, die ander een was baie bly, en ek dink die meeste van ons ken daardie verhaal, maar die van u wat dit nog nie gelees het nie, luister net hierna. En hy het gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Ek gaan net 'n stukkie lees daarvan. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas.
En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. 'n noukeurige beskouing van hierdie skrifgedeelte in Lukas hoofstuk 15 gaan al 3 elemente van 'n ware Bybelse bekering vir ons toon. Dit word pragtig hier uitgebeeld. Wat betref die element van inkeer, daar staan, hy het tot homself gekom. Luister wat sê die Bybel in vers 17. Maar hy het tot homself gekom. Dit beteken terwyl hy daar by die varke sit, begin die besef tot sy verstand deurdring. Hoe meer hy daaroor nadink, hoe meer begin hy besef, hy sit in hierdie hopelose toestand van verlorenheid hier by die varke, met sy geweldige behoeftes, en hy het gesondig, hy het verkeerd gedoen. Hy staan skuldig. Skielik terwyl hy hier by die varke sit, kom hierdie gedagteverandering tot hom, van sy sonde wat by hom begin posvat, soos die skrif sê, hy het tot inkeer gekom. Hy het tot homself gekom. En hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek sal sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Maar nie net kom hy tot homself nie, tot hierdie besef nie, maar hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. En daar staan in vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Nie net het hierdie man tot 'n sondebesef gekom, 'n sinsverandering, 'n gedagteverandering, hy het ook tot optrede oorgegaan. Hy het opgestaan en weggedraai van die varke en na sy vader gegaan. Daardie wegdraai, daardie sy rug keer op, daardie verandering van lewenswyse, daai lewensomkeer, hy het omgedraai, weg van die varke na sy vader. Daardie daadwerklike iets doen, hy het opgestaan en gegaan. Dit is bekeer. Eers die inkeer, hy besef, toe die wegkeer van sy sonde. En dan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig. Ek sal vir hom sê, ek het gesondig, en ek is nie werd om voor u te staan. En die Bybel sê, en hy het voor sy vader gaan staan, en hy het vir hom gesê, Vader, ek het gesondig, vers 21, teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Daar's 'n hartgrondige erkenning van sondeskuld. Met berou word belydenis gedoen. Hy is spyt en hy is jammer oor sy verkeerde dade. Met diepe ootmoed erken hy sy sondes. Hy weet hy staan skuldig, hy bely dit, hy erken dit en hy vra om vergifnis. En in plaas van dat sy vader hom veroordeel, word hy met ope arms verwelkom. En daar word 'n geweldige verklaring gemaak. Hy was verlore, maar is gevind. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger, die beste kleed. Laat ons die vetgemaakte kalf slag, want my seun wat verlore is gevind. Hy was dood en het weer lewendig geword. So wat hier gebeur het, dis presies die feit dat hy in sy posisie en verhouding met sy aardse vader herstel was, verduidelik Jesus. Dit is presies dit wat die hemelse Vader
met u en my doen, wanneer ons tot inkeer en bekering kom, en met berou skuldbelydenis doen, en om vergifnis vra in die naam van Jesus Christus, die een wat sy bloed vir ons op die kruis gestort het, sodat ons vergewe kan word. Hierdie man het nou die smal weg, die poort na die lewe gevind. Hy het nou die koninkryk van God beerwe. Hy is gevind. Saligheid het nou sy pad langs gekom. Verwelkom in die Vader se huis. En weet jy die Bybel sê in Lukas 15 vers 10, ek sê vir julle, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En hy het gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Eers sê Jesus, ek sê vir julle, daar is blydskap in die hemel voor die engele van God oor 'n sondaar wat hom bekeer het. En net so is daar dan ook nou 'n verandering van koninkryke. Die man was in die koninkryk van duisternis, nou is hy oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Wonderlik. En dit is wat ou Paulus skryf in 2 Timoteus 4, die Here sal my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Petrus 1, 2 Petrus 1, so sal ryklik aan julle verleen word, ingang in die hemelse, in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Ingang in die hemelse koninkryk, ingang in die ewige koninkryk. En weet jy wat? Die uitnodiging kom ook na jou toe. 'n Uitnodiging na die hemelse ewige koninkryk. Elke mens ontvang hierdie uitnodiging van die koning van die hemel. Luister wat staan in Openbaring 22 vers 17. Kom, laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Waarin sal ek saligheid in die koninkryk meet? Saligheid se waarde is onberekenbaar. Staan daar dan nie geskrywe nie? Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Nou hoe word ek gered? Die Bybel sê, voorwaar, ek sê vir jou, wie in my glo, het die ewige lewe. En soos in Romeine hoofstuk 10 geskrywe staan, as ek met my mond die Here Jesus bely en met my hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal ek gered word. Wat sê dit? Naby jou is die woord. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Erken en kom tot inkeer oor jou sondeskuld. Keer jou na God toe met berou en met belydenis. Roep hom aan. Glo in Christus Jesus as jou saligmaker. En weet jy wat gaan gebeur? God sal die werk van wedergeboorte in jou lewe volbring, sodat jy ook gered kan word om in sy ewige hemelse koninkryk ingang te vind. Amen.